Die Here met die kerk. Ons is die kerk, mense. Die Here het 'n plan met die kerk. Maar ek wil vir jou sê, die Here het 'n plan met jou. Met elkeen van julle. Mario, die Here het 'n plan vir jou, my vriend. Amazing plan. As ek na jou kyk, raak ek opgewonde, man. Al wens ek kan dit so 2 jaar aanvat, dat jy kan sien wat die Here doen. Die Here het 'n plan met jou, Roan, die Here het 'n plan met julle, man. Die Here, Tian, die Here het 'n amazing plan met jou, my vriend. En Dirk, dis my 3 seuns daai. Die Here het 'n plan met jou. Mense, ek wil vir julle sê, van Wyk, die Here het 'n plan met jou. Die Here het 'n plan met elkeen van julle, maar hier is die ding, mense. Hier is die ding. Partykeer, om iets niets te vat, moet ek 'n paar ou goeders laat gaan. Want partykeer is my hande so vol van 'n paar ou goeders, dat ek sukkel om die nuwe te vat. En partykeer moet ek 'n paar ou goeders laat gaan, om nuwes te vat. Selfe in die kerk, selfe met die kerk. Mense, as ons 'n paar nuwe goed wil vat, moet ons 'n paar ou goeders laat gaan. Die Here wil partykeer 'n seisoen shift. Die Here wil partykeer iets skuif. Die Here wil partykeer iets anders doen. En ek gaan vir julle wys. Kom ons lees eers hierdie skrif. Julle kan oopmaak daar by Genesis 42 as jy 'n Bybel het. En ons gaan nou daar uit lees. Maar kom ek lees vir jou Markus 2 vers 22. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars. En die wyn loop uit en die sakke vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. As ek hierdie in die konteks bring van wie ons is, dan wil ek ook sê ons gedagtes is partykeer soos wynsakke. Partykeer moet ons 'n nuwe wynsak kry, sodat ons nuwe wyn kan ontvang. Ons kan nie die ou maniere in 'n nuwe wynsak kom sit nie, want ons gaan dit nie verstaan nie. Ons gaan dit nie embrace nie, ons gaan dit nie vat nie. Partykeer moet ek net bietjie 'n nuwe wynsak kry. En mag die Here vir ons vanoggend net 'n nuwe wynsak kom gee. Want ek glo die Here wil bietjie nuwe wyn kom gee. Hy wil iets nuuts doen. Ek het 'n vriend wat ook in die bediening is, baie van julle sal hom ken, en hy het ook 'n gemeente oorgevat. En daar kom eendag iemand na hom toe en hy sê vir hom, maar pastoor, hoekom doen jy nie huisbesoeke? Ek sien jy dra nie meer 'n das nie. En ons sing sekere liedjies nie meer nie. En hy sê vir die ou, hy sê meneer, jare terug het ons met 'n os en 'n enkel skaar ploeg geploeg. Vandag ploeg ons met trekkers. Kan nie meer bly by die oue nie. Jy gaan agterraak. Daar's 'n nuwe. Daar's iets nuuts om te vat, maar jy moet die oue laat gaan en die nuwe vat. Mense, ek wil vir jou sê, hierso in Hebron, ons met trekkers ploeg. Kry jou license. ons gaan bietjie nuwe lande ploeg. Ons gaan bietjie iets nuuts doen. Ons gaan die os slag en steak eet. Ons gaan braai. Ja, volgende gaan ons braai. Want ons gaan met trekkers ploeg. Jakob en sy seuns is 'n mooi storie van mense wat iets moes los om iets te vat. Ek wil vir jou 'n bietjie vertel vandag oor Jakob en sy seuns en hulle journey wat hulle gevat het. Ons kyk daar in Genesis 41, sien ons dat daar 'n droogte kom in die hele land. Daar's oral 'n droogte en Jakob en sy seuns is in Kanaan. Josef is op daai stadium is in Egipte land en hy's tweede in bevel en hy regeer die land daarso. En Jakob en sy seuns in Kanaan. Kanaan is die plek waar die Here sy volk voorgesê het, dis 'n plek van melk en honing, dis 'n plek van oorvloed, dis 'n plek waarna ek julle vorentoe gaan uitlei en dan gaan julle in die plek inbring, maar hierso sit Jakob en sy seuns en hulle is in 'n plek van droogte. Kom ons lees Genesis 42 vers 1 tot 2. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? Kom raak bietjie besig. Kom doen bietjie iets. Spring bietjie uit. Moenie so sit en kyk vir mekaar nie. Klink dit bekend? Kom mannetjies, kom. Hulle verstaan, dis my seuns. Hy sê, wat kyk julle so na mekaar? En hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is. Trek daarheen af.
En koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Mense, kan julle sien, daar het 'n shift plaasgevind. Hoekom sê Jakob vir sy seuns, gaan koop koring? Want hulle gebruik koring om brood te maak. Is ek reg? Wat sê die Here in Johannes 6 vers 35? En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Mense, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die brood van die lewe. Dis waaroor dit gaan. Gaan koop koring. Gaan kry brood. Want dis wat ons nodig het. Dis die antwoord tot lewe. My seuns, Jakob sê vir sy seuns, gaan Egipte toe, gaan koop koring, want ons het brood nodig. Mense, dit gaan oor die Here. Die Here is die begin en die einde. Hy is die Alfa en Omega. Hy is alles vir ons. Alles is oor hom, deur hom, vir hom. Alles gaan oor die Here. Ek en jy moet gaan waar die brood is. As daar nie meer brood in Kanaan is nie, gaan jy honger ly. Jy moet weet waar's die brood, sodat jy kan gaan en die brood kan gaan haal. Die Here het vir Josef 'n droom gegee, toe hy nog klein was, sê, jou vader en jou moeder en jou seun en jou broers gaan voor jou buig. Ek het 'n plan vir jou, Josef, gaan jou roep. Ek wil iets niets doen. En Josef het 'n draai geloop deur die tronk en oral en toe Farao 'n droom. En die Here het vir Josef die antwoord gegee vir die droom. En die Here het begin iets doen in Egipte land. Want hy het geweet daar gaan 'n droogte kom. En my mense gaan brood nodig hê. En die Here het Josef gebruik om hulle te begin set up, om hulle op te stel, sodat sy volk gered kan word. Mense, maar vir sy volk, om dit te vat, moet hulle iets los, om iets te gaan haal. Die Here het vir my en jou iets beplan, iets opgesit, maar ek en jy moet die oue los, om die nuwe te vat. Ons kan nie in Kanaan dieselfde goed doen en ander resultate verwag nie. Dit werk nie so nie. Die Here wil iets anders doen. Kom ek lees vir julle. Hierdie skrifgie wat sê, en hy sê in Genesis 42 vers 2, en hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte, strek daarheen en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Dit klink vir my soos Jesaja 55 vers 1. Almal wat dors het, kom na die water, en wie geen geld het, die kom, koop en eet. Kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En jy sien, daar's 'n kom na my toe. Daar's iets wat ek vir jou het. Kom en koop dit. Maar kom ek lees vir jou Matteus 10 vers 8. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang. Nee, verniet moet julle dit gee. Mense, daar is 'n prys. Dis nie verniet nie. Daai koring het 'n prys, maar Jesus het dit betaal. Jy moet net bereid wees om die ou te los en die nuwe te gaan haal. En as jy die nuwe gekry het, die brood gekry, is dit daar om jou te voed, sodat jy kan uitgee. Sodat jy iets vir iemand anders kan beteken. Nou kom ons kyk, wat moes Jakob, sy seuns en Josef los? Want Jakob, sy seuns en Josef moes iets los om iets te vat. Ek en jy moet iets los om iets te vat. Jakob moes sy verlede los. Sy seuns moes hulle self opgee. Josef moes ander opgee. Kom ons kyk daarna. Ek wil vir jou lees. Genesis 42 vers 3 tot 4. Sê, daarop het 10 van Josef se broers afgetrek om koring uit Egipte te koop. Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie, want hy het gedink, altemit kan 'n ongeluk hom oorkom. Jakob het 10 van sy seuns
na Egipte gestuur om koring te koop, maar hy wou nie vir Benjamin stuur nie. En hier is die 10 broers, hulle kom daar in Egipte aan, en hulle sien vir Josef, maar hulle herken nie vir Josef nie, Josef herken hulle, en hulle wil koring koop, en Josef sê vir hulle, maar julle is spioene. En hulle sê, nee, ons is nie spioene nie, maar Josef sê, julle is spioene. En hy vra vir hulle nog 'n boetie, en hulle sê, ja, ons het nog 'n boetie by die huis, en hy sê, okay, ek gaan vir Simeon in die tronk sit, die ander 9 broers gaan terug, bring julle jongste broer, en dit sal 'n bewys wees dat julle nie spioene is nie. En hulle gaan toe terug na hulle pa toe, en hierdie is wat hulle pa vir hulle sê, toe hulle terugkom, om te sê, Benjamin moet saamgaan. Jakob sê vir hulle in Genesis 42 vers 38, maar hy sê, my seun sal nie saam met julle optrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly, en as 'n ongeluk hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die doderyk laat afgaan. Jakob wou nie vir Benjamin laat gaan nie. Hoekom wou hy nie vir Benjamin laat gaan nie? Mense, om dit te verstaan, moet ons weet dat dit nie by Benjamin begin het nie. Want toe Benjamin, ons lees daar in Genesis 41, in 35, Genesis 35, toe Benjamin gebore is, het Jakob se vrou Rachel doodgegaan met die geboorte. Sy was sy vrou gewees, die een vir wie hy lief was, sy lewensmaat, die een wat hy lewe saam gedoen het skielik gesterf. En Benjamin is gebore. Daar's 'n waarde wat hy aan Benjamin het. Benjamin, jy herinner my aan my vrou, aan Rachel. Ek is lief vir jou. En in Genesis 37, hier laat weet hulle vir hom, jou seun Josef is dood. Want Rachel het net 2 seuns gehad. En hier is Josef dood, sy geliefde seun is skielik dood. En al wat hy oor het is Benjamin. Want hy was net so lief vir Josef, want dis wat Jakob sê van Josef in Genesis 37 vers 35. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en het gesê, nee, treurend sal ek na my seun in die doderyk afgaan. So het sy vader hom dan beween. Hy was lief vir Josef gewees. En Josef is dood en hy het net Benjamin oor. Jy sien, Jakob het vasgehou aan vrees. Hy was bang om Benjamin te laat gaan. Ek kan nie Benjamin laat gaan nie. En Josef het gesê, julle gaan nie terugkom nie, as Benjamin nie kom nie. Vir Jakob, om die nuwe te vat, moes hy Benjamin laat gaan het. Hy moes vrees laat gaan het. Wat is jou Benjamin in jou lewe wat jy nie kan laat gaan nie? Wat is dit wat jy aan vashou? Ons kom as sondaars in hierdie wêreld verlore. En ek het Jesus nodig, maar party van ons is die sonde, my Benjamin, ek kan dit nie laat gaan nie. Ek wil nie my lewe oorgee nie, want ek is bang, want nou gaan daar, wat moet ek doen? En nou is al hierdie, ek hou vas aan my verlede. Party van ons moet ons Benjamin laat gaan, sodat ons in die Here kan vashou. Party van ons stap nie in ons roeping in dit wat die Here jou voorgeroep het nie, want ons hou vas aan ons Benjamin. Here, my Benjamin is tyd, ek het nie tyd nie. Here, of ek kan nie bid nie. Here, of ek is nie 'n pastoor nie. Of ek is nie goed genoeg nie. Of ek is nog bang, Here, of Jesus soos Moses, net nie my kies nie, Here. Want, Here, wat sal die mense sê? Wat is jou Benjamin wat jy terughou, sodat jy nie kan vat wat die Here vir jou wil gee nie? Jy moet Benjamin laat gaan. Ek het 'n vriend wat 'n besigheid wil wees, baie graag. Maar elke keer as hy iets probeer, dan misluk dit. En hy kom op 'n plek waar hy teleurgestel het en hy het nie meer vertroue in homself of wie hy is nie. En dan gee hy op. En sê, nee, ek gaan opgee. Nee, ek gaan dit nie meer doen nie. Nee. Miskien was die tyd nie reg nie, of miskien was die idee nie reg nie, maar moenie opgee nie. As jy 'n droom het, moenie vashou aan Benjamin nie. Laat hom gaan. Moenie laat jou verlede pyn jou toekomstige teleurstellings bepaal nie. Laat gaan die Benjamin en hou vas aan dit wat voor is. Jy sien, mense, die Here roep elkeen van ons vir iets. Elkeen van ons het 'n roeping. Jy het iets. En baie keer wat ons doen, dan bid ons en dan vat ons God.
En ons sê, Here, wil U nie in dit inkom nie? Wil U nie deel raak van dit nie? Here Jesus, en jy kom en jy sit God binne in dit. Maar mense, ek vir jou sê, ons maak God te klein. God wil groter wees as dit. God wil sê, ek het 'n plan vir jou, maar wil jy nie jou plan in my sit nie? Nee. Want anders gaan dit meer oor jou roeping as oor my. Anders gaan dit meer oor wat jy kan doen as wat ek kan doen. Anders gaan dit meer oor wat jy wil hê as wat ek wil hê. Moenie my in jou plan sit nie. Sit jou plan in my. Mense, kom ons vandag, kom maak 'n keuse. Kom ons as die Here vir jou iets wys, sê Here Jesus, help my om daai Benjamin te laat gaan, daai vrees. Dit wat my terughou, Here, geef my 'n boldness vir die koninkryk, Here, want dit het ewigheidswaarde. Wys my hoe my Benjamin te los, sodat ons die nuwe kan vat. Maar dan was daar ook Jakob se seuns, Josef se 10 broers. Nou hulle het rede gehad om nie lekker te voel nie. Want hier is Josef. En Josef het 'n droom gehad en Josef kom en sê vir hulle, julle gaan almal voor my kniel. Nou, ek wil vir jou sê, net daarso kan ek verstaan as hulle nie lekker voel nie. Verstaan jy, want nou, wie dink Josef is hy nou? Verstaan jy, dat hy nou so 'n droom het? En waar kom hy vandaan? En dan was hy die favourite seun gewees, want hy het die kleurvolle mantel gekry. Jeez, pa is lief vir hom, en wat van ons? Hallo, ons is ook hierso. En dan baie keer sien ons ook, dat hulle moes in die veld werk, terwyl Josef by die huis kon sit. Hierdie ouens het goed begin ronddra vir Josef, hulle het begin ongelukkig raak oor Josef, tot op 'n punt waar hulle bereid was om Josef dood te maak. En dit het ook gebeur. Maar jare later, toe kom daar 'n droogte en hulle gaan na Egipte toe. En Josef sê vir hulle spioene en diewe en al hierdie goeters gebeur in hulle lewens. En hoor wat sê die broers? Hoor wat sê die broers? Genesis 42 vers 21 en 22. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer Josef, want hulle het nie geweet is Josef voor wie hulle staan nie. Maar oor alles wat nou in hulle lewens gebeur, nou glo dis as gevolg van wat hulle gedoen het, omdat hulle broer doodgemaak het. Voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid nou oor ons. Daarop antwoord Reuben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die seun nie, maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan nou sy bloed geëis van ons. Hierdie broers dra 'n las. Hierdie broers dra skuldgevoel oor goed wat hulle gedoen het. En as gevolg van dit, dink hulle, dis nou hoekom al hierdie goeters met my gebeur. En mense baie keer dra ons 'n skuldgevoel oor goed wat ons gedoen het en sê ek is nie waardig om deur die Here gebruik te word nie. Nonsens. Toe die verlore seun opstaan en vir sy pa sê, ek is nie werd om my seun te wees, ek is 'n slaaf. Toe pa het nie eens geluister nie. Hy sê, kom my seun, jy's my seun, ek herstel jou, gee vir jou ring, ek gee vir jou nuwe kleed, ek gee vir jou skoene, en ek slag die kalf vir jou. Ek herstel jou in my huis. Moenie werk vir 'n seun nie, werk vanaf 'n seun. Baie van ons werk vir 'n seun omdat ons laste dra, omdat ons skuldgevoelens dra, omdat ons goed gedoen het. Yes, die verlore seun het by die varke gaan sit omdat hy sy goed gemors het, maar die Here het hom herstel. Die Here het hom herstel. Vriende, die Here wil jou herstel. Moenie jouself diskwalifiseer oor vorige goeders nie. Jesus het aan die kruis gesterf vir jou. Hy wil jou herstel, hy wil jou gebruik in die koninkryk. Gaan luister na ouens se stories. Die ouens wat die grootste nonsens droog gemaak het groot getuienisse. En mense word geïnspireer, want hulle staan op en sê, ek gaan my Benjamin los. Dit was my Benjamin. Of dit was my sonde gewees. Ek gaan dit nou los, ek gaan nou opstaan. En ek gaan nou iets beteken vir die koninkryk. Mense staan op. Moenie loop in daai goed soos die seuns nie. Moenie jouself diskwalifiseer nie. As gevolg van nie. Die Here het jou vergewe. Kom net na hom toe. Bring dit in die lig. Josef. Ons kyk na Josef. Kom ons wees eerlik. As Josef onvergewensgesindheid kon gedra het,
Want hierso sy familie het hom verwerp, hulle het hom weggegooi, hulle wou hom doodmaak, hulle het hom as slaaf verkoop. Nou as iemand as 'n slaaf verkoop, is net so goed soos 'n doodvonnis. Hierso sy in Farao se huis, hy gaan tronk toe, hy sit daar in die tronk. Josef het 'n rede gehad om op te gee aan sy droom. Maar hierso, daar in die tronk, mense, ek wil vir jou sê, kan ek vir jou sê, as jy in die kerk kom, gaan mense goed sê wat jy nie van hou nie. Mense gaan goed doen wat jy dink jy sou anders gedoen het. Daar gaan goeders gebeur met jou, soos met Josef. Sy familie gooi hom weg, hy's in 'n tronk. Mense verwerp hom, hy's onskuldig. Hy voel ek is die een wat reg is, julle is verkeerd. Maar nou doen julle sulke goed. Sê sulke goeders, maak so en so en so. Kyk wat het Josef gedoen in daai situasie. Want hierso kom die bakker en skinker na Josef toe met 'n droom. Maar Josef sê nie vir hulle, nee ouens, ek het ook op 'n stadium 'n droom gehad. Hierdie goed is nonsens. Werk nie, maar kyk waar's ek. Kyk waar sit ek vandag. Here het vir my droom gegee, my broers almal gaan voor my kniel, man, ek gaan hierdie groot ou wees, nou sit ek in 'n tronk, hier in 'n dungeon. Nee man, los die drome, dis nie waar nie. Hoor wat sê Josef, in daai plek, hoor wat sê Josef vir daai mense. Genesis 40 vers 8, en hulle antwoord hom, ons het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlei nie. En Josef vra hulle, is uitleg nie 'n saak van God nie? Nog steeds in daai plek hou hy vas. En glo hy in dit wat die Here vir hom het. En glo hy in 'n droom wat die Here vir hom gegee het. Hy laat nie die omstandighede hom wegvat van die plan wat die Here vir hom het nie. Selfs toe sy broers voor hom kom staan en hy hulle herken, en ek wil afsluit met dit. Hier is wat Josef vir sy broer sê. Genesis 35 vers 7 en vers 8. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor die hele huis en 'n regeerder in die hele Egipte land, sodat julle verlos kan word. Sodat julle 'n plek kan hê waar julle na toe kan kom en waar julle gered kan word. Die Here het my gestuur, ek kan nie vir julle kwaad wees nie. Dit was God se plan. Maar ons weet dit eers na die tyd. Nie as jy in die tronk sit nie. Baie keer nie. Maar dis waar ons wil opgee. Nee. Mense, Josef kon die nuwe gevat het, omdat hy vasgehou het aan Vader God, deur die hele proses. En hy moes sy broers laat gaan. Hy moes dit wat hom by hom wil kom steel, laat gaan. Hy moes vergewe. Hy moes aanbeweeg, sodat hy die nuwe kan vat. Want dit was God se plan. Miskien is daar iets wat in jou lewe gebeur het. Ek wil sê, partykeer gebeur slegte goed vir die goeie. Daar was 'n Judas gewees in die Here se lewe. Ek weet nie wat staan in jou lewe nie. Maar as God 'n plan het, gaan hy dit doen, want hy het dit gesê. Kom ons bid saam. Here Jesus, Vader, het 'n plan met elkeen van ons. 'n plan met elkeen van ons se lewens. Here, en ek bid dat ons dit nie sal mis nie. Ek bid, Here, as daar 'n Benjamin is, wat U vir ons wys, Here Jesus, dat ons hom kan laat gaan, sodat ons kan vashou aan die nuwe. En Here Jesus, is daar iets is wat ek dra, skuldgevoel. Ek was miskien nou nie so goeie Christen gewees, ek het nie so lekker by U uitgekom nie, en Here, ek het nie altyd gebid en my Bybel gelees nie, en ek was maar 'n bietjie in die wêreld gewees, en Here, daarom is ek nou nie waardig om eintlik voor U eers te staan nie. Here, ons lê dit neer. Ons lê dis die Satan se wy om jou uit te haal. Dis 'n leuen. Want die Here sien nie wat jy doen nie, hy sien wie jy is. En hy is lief vir jou vir wie jy is. En hy roep jou oor wie jy is. En Here, miskien is daar mense goed sê en mense goeders doen, Here, en ek wil opgee en Here Jesus, mag ek nog steeds vashou aan dit wat U vir my wil gee.